As hy, hallo aan almal wat luister, ek is Pastor JP, ek is hier saam met Pastor Dani, amper sê ek is Pastor Dani, by the way, want ek het na jou gekyk en ek het gedink ek moet jou introduce. Ek het gelag, iemand het die naweek toe hulle soos, okay, Dok, Dani, okay, dit klink goed, maar ek het nog 'n paar jaar om te gaan. Sê een van die dae. Profetiese woord. Dit is dit. Maar ja, baie welkom by nog 'n episode van die Verdiep podcast. Ons is opgewonde. Ja, die naweek wat verby is, was 1K Sunday gewees. Gemeente lekker saam nagmaal gebruik. Cell celebration gehou, was 'n baie geseënde diens gewees. Pastor, jy was weer aan die woord gewees en jy het bietjie gepraat oor as Esau op pad is. Ja. Ek moet dit seker by noem, dit was ons hemelvaart diens gewees ook, want dit was in die week van hemelvaart. Yes. Verduidelik ons 'n bietjie, wat het Esau te doen met hemelvaart? En hoe maak jy die connection tussen die twee? Ja, so in my tyd dat ek afgesonder het en tyd met die Here spandeer het oor hemelvaart, het die vraag opgekom, okay, wat beteken hemelvaart vir ons? En obviously, daar klomp goed, maar die twee goed wat in Handelinge uitstaan is die belofte van die Heilige Gees, wat verwys na 'n verandering in die tyd, die dispensasie, hoe God met die mens werk, hoe hy met die mens fellowship, en wat se mate die mens met God kan fellowship, en daai goed, en dan die tweede belofte is, wanneer Jesus weer terug sal kom, dan is dit weer 'n dispensasie, iets gaan weer verander, en so reg deur die woord kry ons verskillende tydperke, maar dit is so belangrik dat ons besef, dat met die hemelvaart belofte het Jesus gesê, okay, die Heilige Gees gaan kom. En wanneer die Heilige Gees dan kom, verander alles. En ons leef nie in die tyd voor die hemelvaart nie, ons leef in die tyd na die hemelvaart. So daar's 'n belofte wat ons het in hierdie lewens, maar dit beteken nie dat vir ons as Christene alles net altyd goed gaan loop en maklik gaan wees nie. Dit beteken daar gaan soms 'n boodskap kom van 'n Esau, en 'n boodskap kom van slegte nuus, goed wat op pad is, iets wat kan gebeur, en daai boodskap ontvang elke Christen, selfs in hierdie tydperk, en dit beteken nie God bestaan nie, dit beteken net dat wel ons as mense is nie gevrywaar van daai goed nie, maar ons is nie waar die wêreld is sonder die Heilige Gees, en ons het die belofte van die Heilige Gees. Oh man, ja, ek dink is mooi. Net so om bietjie konteks te skep, Pastor, so in kort, vertel ons die storie wat jy gedeel het Sondag, sou daar iemand is wat luister, wat dalk nie weet as Esau nou op pad is, waarvan praat hierdie twee mense nou, wat se storie verwys jy, en wat het gebeur in hierdie storie? So Genesis 32, dan kry ons die storie van Jakob, wat na 20 jaar, terugkeer na sy broer toe, terugkeer na sy ouer huis toe, as ek dit kan noem, en dan, terwyl hy op pad is, dan kom maar van sy betroubare manne na hom toe, met die feite. Jakob, Esau is op pad, en hy is op pad met 400 mans. En dan begin Jakob worry, hy begin stres, hy begin bang raak, hy begin planne maak. Ons het lees van die plannetjies wat hy maak in detail, hoeveel planne hy maak. En dan sê die woord dat, en hy het toe weggedraai van die mense af en God genader. En dan 'n gebed gedoen, waaroor ons bietjie kan gesels nou, en 4-5 verskillende goed in hierdie gebed is baie kosbaar, baie belangrik, en ek dink almal van ons kan vandag nog so 'n tipe gebed doen, sou daar 'n nuus wees van Esau wat op pad is. En dan vind ons hoe hierdie dinge lei na die worsteling, die storie waar hy worstel met God, en dan daardeur gebeur daar goed, en dit help hom, en dan die einde van die storie is hoe Esau nie is wat hy gedink het Esau gaan wees nie. En dis hoe dit dan, dis die einde van die boodskap, en hy nie voorspring nie, ek dink ons kan nou so intoe gaan, is hoe draai Esau uit, vir my en jou, sou ons na God toe nader. En nie ons eie planne volg, en ons eie planne maak nie. So wat is ons Esau? As jy 'n paar voorbeelde of net kan verduidelik kort. Ja, elke keer wanneer ek preek of 'n woord voorberei, dan stam dit basically uit 4 goed uit. Enige probleme wat ons het, is either 'n finansiële probleem, 'n materiële probleem, iets in ons finansies, of dis 'n gesondheidsprobleem. Jou lewe word bedreig. Nuus wat jy ontvang van 'n dokter af.
So kom gaan terug na die eerste een toe, miskien jou boekhouer, of miskien miskien sit jy by die huis en jy en jou vrou, of jy en jou man sit en, as sou jou vrou wees, jy en jou man, sit en praat en jy besef, wow, maar ons gaan dit nie maak nie, ek het my werk verloor. Dis nie van eers wat op pad is, finansiële moeilike tye wat op pad is. En dan die ander een sou wees in verhoudings. So dis finansies, gesondheid of verhoudings. En jy kan maklik nie so ontvang, iemand kan vir jou sê dat luister maar jou lewensmaat was nie getrou nie. Of dit kan in verhoudings wees, jy kan 'n oproep van die skoolhoof afkry wat sê hey, daar's 'n probleem met jou kind. En dit gaan moet uitgesort word wat te doen het met verhoudings. En die vierde een is natuurlik geestelik, wanneer jy kom by sonde of sulke goed. En daar kan ons dit ekstreem maak of ons kan dink aan verskillende goed, maar dit kan maklik uitkom dat mense nou bewus is van jou sonde en van dit wat jy doen wat verkeerd is. En dit gaan nou 'n groot impak hê op jou werk, op jou verhoudings en jou gesondheid en alles, jy weet. Ja. Is reg as ek sê, dis daai dinge wat jou wakker hou in die aande. Ja. Is daai goed wat jou slapelose nagte gee. Ja. Ek dink net soos wat dit vir Jakob 'n slapelose nagte gegee het, toe hy hoor. So pastor, kom ons praat so 'n bietjie oor Jakob se gebed. En daar sekere dinge wat jy uitgewys het op Sondag. Kom ons verdiep so klein bietjie daarop. Wat presies staan uit van hierdie gebed wat hy bid? So Jakob nader tot God en dan begin hy deur om sy geloof in God te verklaar. Hy sê dat U is die God van my oupa Abraham. Ja. Beteken U het deurgekom, ek weet. En dan sê U is die God van my pa Isak. Ja. Beteken U is God. Ek bely my geloof in U. Ek weet U is God. Ek twyfel nie daarin nie. So dis die een ding wat hy doen. Hy bely sy geloof. En dan wat hy doen is hy bely sy afhanklikheid. Hy sê Here, ek het jare terug oor die Jordaan gegaan net met 'n kierie. En iets vir my gesorg. Kyk, ek het 2 kampe en die kampe is sommer vol. Jy weet, mense en diere en besittings. En so hy bely sy geloof, hy bely sy afhanklikheid aan God. En dan ook sy dankbaarheid. Hy spreek sy dankbaarheid uit teenoor die Here. Here, U het vir my gesorg. Ek dank U daarvoor. U was vir my goed gewees. En dan die 4de ding en die 4de en 5de ding is vir my bitter belangrik in hierdie gebed vir enige Christen daar buite. Die 4de ding wat hy dan doen is hy's baie eerlik met God. En ek dink dis wat ons moet besef. Party Christene voel maar ons kan nie na God toe so gaan nie, of ons voel net nie die need daarna om so na God toe te gaan nie. Maar my ervaring is dat wanneer ons veral wakker lê oor goed, en dit verwys daarna, Jakob het wakker gelê. Ja. En dis juist een van die belangrike goed is om eerlik te wees met God hoe jy voel. Wees eerlik met, hy weet dit in elk geval, so jy steek niks van weg. Jy steek niks van weg nie. Jy weet net so wat eerlik wees. So die 4de ding is hy sê vir die Here, Here, dankie dat U al hierdie goed gedoen het. Ek glo in U, U wie voorsien aan my, maar Esau is op pad en ek is bitter bang. Bitter bang. En dan die 5de ding dan is, en dan herinner hy God aan sy beloftes. En hy sê, Here, maar U het vir my beloof, dat U vir my goed sal wees. U het vir my beloof dat U vir my deur sal kom. Ja, terwyl jy nou praat, dink ek, jy weet, ek dink almal wat luister kan relate met die slapelose nagte, jy weet, wat jy wakker word, jy weet, 2 uur, 3 uur in die aand, en dan is hierdie probleem soos 'n berg voor jou. Vir een of ander rede dink ons moet dit dan uitsort. 2 uur, 3 uur die aand. Soos Jakob. Ja, ons word wakker, dan ons is gekonfronteer met dit. En dan, jy weet, baie van ons lê en dink daaraan, ander van ons staan op en gaan maak koffie, ons gaan doen iets om ons bietjie te distract. Maar ek dink dit wat jy sê is so waar, pastor, is daai is dalk 'n tyd wat die Here jou wakker maak. Met hierdie gedagte om te sê, bring dit na my toe. Jy weet, bring dit na my toe en vertrou my genoeg. Jy weet, vertrou my genoeg om dit by my te los. As jy wakker word en jy het hierdie probleme, die eerste ding wat jy dink is, wat gaan ek doen? Jy weet, wat gaan ek doen rondom hierdie? En mens begin, jy begin jou eie plannetjies maak, en jy begin 'n strategie, en soos ek sê, vir een of ander rede, in die middel van die aand, moet ons hierdie probleme uitsort. Maar ek het al gevind, en miskien kan jy saamstem, en miskien kan die luisteraar saamstem, is dat wanneer jy dit na die Here toe gevat het, jy weet, en jy het bietjie meer rustigheid daaroor, en jy gaan slaap weer, as jy wakker word,
Die finansies lyk presies dieselfde, die verhouding lyk presies dieselfde, die probleem lyk presies dieselfde, maar dit is asof wanneer die son opkom, daar net 'n rustigheid oor jou is. Yes. Is daar ietsie special daaraan om te sê, wel, wanneer jy dit na God toe vat, wanneer jy bid daaroor. Ja. En dit klink so 'n cliché antwoord om te sê, ja, maar gaan bid daaroor. Ja. Maar ons glo tog in gebed. Pastor, ek gaan hierdie vraag vir jou vra is, hoe lank dien jy nou al die Here? Sure, ja, net so bietjie meer as, seker 11 jaar, 12 jaar? 11 jaar. Running 12 strong. 11, 12 jaar, en ek dink die probleem wat ons het, en dieselfde met my, sê 18 jaar, die probleem wat ons het, is ons vergeet soms hoe dit gevoel het voor ons die Here gedien het. Ja. Dink aan, Ja, die voor ons die Here gedien het. Dit is nou so. En ons gaan nou kom by die geestelike waarde daarvan en hoekom dit belangrik is en ek glo verseker iets gebeur. Maar ek onthou daar was 'n tyd gewees waar ek ook probleme wat ek ook met hierdie probleme wakker geword het en nie die Here gedien het. Ja. Jy weet, 25 het ek nie die Here gedien nie en op daai stadium is al jou probleme nog baie groot. Kyk, jou hele wêreld vergaan en jy gaan nooit ryk wees nie. Jy gaan nooit, want ek meen jy's 25 en jy's nog nie in een of ander posisie of jy nog nie eie besigheid nie. Die tyd is en ek onthou dat ek met daai goed geworstel het in die aand, moeg gaan slaap het, wakker geword het en dan was dit nog steeds sleg. Ja. Ek het nog steeds nie vrede gehad. Ek het nog steeds, en dan is dit daai hele dag in my mind. Dis 'n worsteling, en dan vanaand is dit dieselfde storie, en dit hou elke dag aan. Dit word nie beter nie. So ek dink ons sit hier, en dit is so, nou vat ek dit na die Here toe, in die aand as ek wakker word. Ek besef dadelik wat dit is. Ja. Ons kan dit 'n geestelike aanslag noem, of ons kan dit net ons swakheid van die mens noem. Jy weet dat ons mind nie gaan rus nie, en ons sal oor worry. Maar nou as ek wakker word, vat ek dit na die Here toe, en ek glo met alles in my, en ek weet, ek het bewyse daarvoor, dat die feit dat ek dit in die aand na die Here toe vat, veroorsaak, dat daar iets geestelik gebeur, en die Here vir my intree, en my paai gelyk maak. Spreuke sê, ken die Here in al jou weë, moenie staat maak op jou eie insigte nie. En hy sal jou paai vir jou gelyk maak. Is dit nie 'n belofte nie? En is dit nie wat ons dan doen in die aand nie? Ja, en wanneer ons dit doen, sal hy. En soos jy sê, dit beteken nie môreoggend noodwendig die doktersrapport het verander nie. Maar wat dit beteken is, daar's 'n bonatuurlike vrede en vreugde. Wat saam met die sonlig net opkom. Ja, ek dink aan Jesus se woorde wat sê, my vrede los ek vir julle, in 'n vrede wat die wêreld nie verstaan nie. Jy weet, en dit is presies wat jy nou sê, pastor, is in jou BC daar. BC staan vir before Christ, vir die wat nie weet nie. Maar in jou BC daar, as jy kyk hoe jy gevoel het en hoe jy opgetree het selfs deur die dag, as jy nou so aand gehad het wat jy geworstel het. Ek dink as jy as so 'n persoon moet kyk na 'n gelowige wat sit met dieselfde probleem of erger of dalk nie so erg nie of wat ook al, maar hy sien die vrede daarvan. Dit is 'n bonatuurlike vrede. Want alles in mens se logika sê jy moet nou stres. Jy weet, hierdie is 'n groot probleem. Hierdie ding waarmee jy sit is groot. Hoekom is jy nie besig om mal te word daarvan nie? Hoekom is jy nie besig om en die waarheid is presies dit is van die Heilige Gees bring daardie vrede wat 'n mens rustig hou. En pastor, dit beteken nie dat ons gevrywaar is van die nuus van Jesu nie. Ja. En dan Jesus op pad en 400 man. So ek het onlangs het ek deur 'n periode gegaan wat ek amper elke aand wakker geword het oor 'n spesifieke situasie in my lewe. En elke aand het ek dit na die Here toe moes vat en by hom gaan sit het. En kom ons sê in daai week ek tot 2 aande deurgeslaap het. Die res van die tyd het ek 2-3 ure slaap gehad. Maar ek het dit elke keer na die Here toe teruggevat en by hom gaan sit en geglo en vertrou dit sal, en dit het uitgewerk. Maar dit het 1 week, 2 weke gevat, dit het 3 weke gevat. So
Ou sê nie nou dat hy die Here dien en in hierdie dispensasie leef, want dis waaroor die hemelvaart en die uitstorting en daai goed dan gaan. Dit beteken nie dat ons as kinders van die Here gevrywaar is en een keer so opstaan, 2 uur en dit uitsort met die Here, dan is ons fine en nou gaan dinge net uitwerk. Dit beteken nie dit. Ja. En dit beteken nie dat ons menslike natuur heeltemal weggeskei word nie. En die verskil kom net, ons weet nou hoe om dit te fight. En net vir die luisteraars daar buitekant, nê? Ons erken as pastore. Ons erken dat daar is verskriklike druk op Christene. Op almal, maar weet ons praat van geesgevulde kinders van God wat ook hierdie druk ervaar in finansies, in mediese, in hulle gesondheid of in verhoudings wat hulle laat wakker in die aand. En ek sal nie wil hê iemand met ons gesprek luister en dink, "Jo, weet ek's 'n swakkeling." Ja. Want ek het nie na die eerste hand oorwinning nie. Ja. En dis nie wat ons sê nie. Wat ons sê is in hierdie tyd wat ons leef, of dit dan 1 aand vat, en of dit 5 aande vat, en of dit 'n maand vat. Al wat ons sê is, vat daai tyd in die aand na die Here toe. Ja. Sit by hom en die belofte is, hy sal vir jou deurkom, hy sal dit ten goeie laat meewerk. Ek het Sondag die statement gemaak en gesê, jy is nie 'n swakkeling as jy wakker lê en dink aan dit waaroor jy verantwoording moet doen. Want God het jou steward gemaak. Of dit nou is oor jou familie en of dit is oor jou finansies, jou besigheid, wat ook al dit is, jy's 'n steward, God het jou aangestel. Dit beteken jy's 'n goeie steward. Dit beteken jy dra jou belange, God se belange op jou hart. Dit wat hy jou aangestel. So maak jou nie 'n swakkeling nie. Wat jou 'n swakkeling gaan maak is as jy daar lê en rondrol, en plannetjies uitdink, hierdie gesprek in jou kop oor en oor speel, selfverwyd opkom, onvergifnis opkom, jaloesie, weet, hoekom hierdie goed gebeur en is sy skuld, dis nie my skuld nie, is hy, en koester hierdie haat, en daai goed, in plaas daarvan om op te staan en te sê, hierdie ding van Jesu moet ek na die Here toe vat. Ja, pastor, ek dink nou so, jy weet, een van die vrae wat opkom, wanneer ons nou so praat is, maar gaan ek nie God offend as ek na hom toe gaan en ek is eerlik met hom nie. Jy weet, ons het 'n neiging en verstaan my hart nou mooi, maar ons het 'n neiging om alles te sugarcoat. Jy weet, wanneer ons na hom toe gaan. En ek praat nou van die gesindheid hier. Is partykeer gaan ons en jy weet, ons sê, Here, ja, U het vir ons deurgekom en goed. En ons sê dit half met die verwagting dat okay, dit gaan God nou voorberei vir die maar wat gaan kom. En ek is bang om God te offend. Wat sê vir so iemand wat worstel met iets wat dink, joh, maar ek kan nie net na die Here toe gaan en sê, Here, ek weet nie, jy weet, wat sê jy vir so 'n persoon? Pastor, die storie van Jakob en Esau, daai storie in Genesis 32 en 33 is eintlik so mooi. Want dit praat eintlik van wie ons is, in die vlees, en dan herinner ons almal, maar ons bly nie in daai dispensasie, ons het nou die Heilige Gees, maar wat daar gebeur is, Jakob bly wakker, hy ontvang die nuus, maak sy eie planne, gaan na God toe, bid hierdie gebed, en dan lê hy nog steeds wakker, so hy bly dit terugvat na die Here, maar dan gebeur daai stukkie in die skrif wat ons meeste van ons ken, waar Jakob worstel met God, en dis 'n fight. Ons kan worstel nou mooi, klink soos Afrikaanse woord, en dit klink soos paaienseun wat bietjie daar op die bank worstel, maar as jy na ander vertalings in die Engels gaan kyk, dan sou 'n fight gewees, en dit het die heel aand aangehou. Dit was 'n serious fight, so en so, dat Jakob al weggestap het met 'n dislocated heup, of 'n heupsening wat seer gekry het, en vir die res van sy lewe moes krippel loop. So Jakob, hierdie was 'n ernstige fight. En omdat hy so eerlik was met God, het God hom geantwoord, en hy het hom deurlig gekom. God kyk na ons hart. Matteus 5 vers 8 sê, the pure of heart will see God. En dis juist daai eerlikheid wat die Here wil hê. En ek dink wat belangrik is in die fight, is ons moet onthou met wie het ons te doen. Dis wat belangrik is. Ons het nog steeds te doen met 'n heilige God. En ons het nog steeds te doen met die skepper van hemel en aarde. Hy laat ons toe as sy kinders om hom te nader. Hy laat ons toe as sy vriende om hom te nader. Maar ons moet besef met wie ons werk en met wie ons praat. Ons kan baie eerlik wees. Maar daar's geen nut daarin om die Here te begin vloek of sleg te sê, disrespectful teenoor hom op te tree. Ek dink as die storie van Job. Die storie van Job is
ek weet ek gaan altyd na die storie van Job toe, maar ek dink die storie van Job is so 'n universele, dit praat van so 'n universele ervaring. Ja. Jy weet van swaar tye, van slegte tye. En ek dink Job het in elke aspek, in al 4 van daardie kategorieë het hy lyding ervaar. Jy weet, sy gesondheid het agtergekom, sy finansies of sy besittings, sy verhoudinge, en dan natuurlik geestelik. En hy het, as jy gaan lees, hy het baie eerlik met die Here gepraat. Hy gesê, maar Here, ek wil weet wat. Ek het niks verkeerd gedoen nie. Jy weet, en hy was reguit gewees. Hy was reguit gewees. Hy het gesê, ek verdien hierdie nie. Ja. Jy weet, ek verdien dit nie. Ek het niks gedoen om dit te verdien nie. Ek wil 'n antwoord hê. En hy het gevra en hy het gevra en hy het gevra en daar was 'n dag wat God hom net geantwoord het. En vir hom gesê het, waar was jy? Waar was jy gewees toe ek die fondasie van die aarde gelê het? Waar was jy gewees toe ek die hemele oopgemaak het? Waar was jy gewees? En hy gaan in diepte in en basies God openbaar sy wysheid en sy grootheid aan Job om te sê, hoor, jy het geen idee wat regtig besig is om te gebeur nie. Ja. En op die einde van die dag het Job gesê, okay, hy sal stil bly. En hy het gerepent. Hy het gerepent en hy het stil gebly daaraan. Maar sy conclusion is altyd ene waartoe ek teruggaan. Hy sê, ek het al baie van u gehoor, maar nou het ek u self gesien. Ja. En dit is in die middel van daai swaar tye. En ek gaan altyd terug na daai storie toe om te sê, jy kan na die Here toe gaan. Yes. Jy kan met hom worstel soos wat Jakob geworstel het. Ja. Maar Pastor, jy het dit gesê Sondag en jy het dit perfectly gesê. Ons kan nie gaan met die verwagting dat ons gaan wen nie. Ja. Ons kan nie gaan na die Here toe en verwag. Ons kan nie 'n fight gaan piek en dink ons gaan wen, die wenners uitstap daar. Jy weet, wie is ons as mens om vir God toe te skryf? Ja. Jy weet, ek dink daar's 'n skrif in Job wat dit sê, who is man that he shall counsel God? Ja. En dit is presies. Maar tog is daar 'n faset van geduld van God se kant af. Verseker. Want hy verstaan ons. Okay, hy verstaan ons beter as wat ons onsself verstaan. Hy het ons geskep. Hy verstaan die emosies waardeur ons gaan. Hy verstaan die reaksies wat ons het en hy laat dit toe vir 'n rukkie. Ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons medelee, met ons swakhede medelee kan hê nie. Amen, ja. En hy is in alles beproef net soos ons. Net soos ons. Net soos alles net soos ons, net sonder sonde. So dis 'n bewys daarvan. Hy weet hoe ons voel. Ja. En daarom laat hy dit toe. Ja. Maar wat is as ek jy die vraag vra, wat is die benefit vir ons? Want Jakob, as ek kyk, Jakob het weggestap met 'n seer heup en goed en dit klink nie lekker nie. En Job het, jy weet, nog vir 'n tydjie swaar gekry en goed en dit klink nie lekker nie. Wat is die benefit vir ons om so na die Here toe te gaan? Wanneer ons na God toe gaan en wanneer ons worstel, kom ons gaan by die eerste storie, ons ontvang nuus en hierdie nuus hou jou wakker in die aand en jy besluit jy gaan opstaan, jy gaan met God worstel. Jy gaan na hom toe gaan. Jy gaan heel eers sy grootheid respekteer, sê wie hy is, jou geloof in hom verklaar, dankbaarheid, dankie Here vir alles wat ek nog steeds het. Dankie, ek besef u my sorg vir my. Maar Esau is op pad. Ek sit met hierdie ding voor my deur, medies of finansiëel of wat ook al, en dit maak my bitter bang want dit het die vermoë om alles te verwoes, my lewe te eindig. En dan die 5de ding. Maar ek herinner jy aan u belofte. Ek herinner u aan die belofte. Nou, dis waar ons en Jakob se storie radikaal verskil. Jakob kon nie na God toe gaan in sy fight met die Here en sê, Here, maar u het my beloof dat u my die Heilige Gees sou gee. Ja. Hy net gesê, Here, u het beloof u sal vir my help. U sal vir my sorg. En ek dink soms dat party Christene gaan nog moet daai belofte na God toe. Here, maar u het my beloof u sal vir my sorg. Here, u het my beloof u sal hierdie dinge goed laat uitwerk. Here, u het my in plaas daarvan om te besef wat se dispensasie ons in leef. Ons leef in die geestelike dispensasie. Die tydperk wat God sy gees, it must be about spirit. Dit is die tyd moet ons God aanbid in gees en waarheid. So wanneer ons dan na God toe gaan en worstel, dan wanneer ons dood eerlik met hom is, hom respekteer en alles, dan moet ons hom herinner en sê, Here, maar u het aan my die Heilige Gees beloof. So hierdie is 'n geestelike ding. Ek wil meer wees
en meer weet van die Gees. Ek wil die Gees in my hê. Die Gees wat ons ontvang het, is nie 'n gees van vreesagtigheid nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. So ek wil daai krag hê. Die woord praat van 'n genadegawe van geloof, 'n gift of faith. Ek het daai geloof nodig nou in my lewe om hier deur te kom. Die woord praat van die wysheid wat die Heilige Gees ons sal gee. Here, ek het daai wysheid van die Heilige Gees nodig. Here, ek het daai helper nodig wat U gesê het. U sal vir ons 'n ander helper gee, die perfekte helper, die volmaakte helper. Ek het hom nodig. So wat is ek nou besig om te doen? Ek gaan na die Here toe, nie om te wen nie. Ek gaan na die Here toe om te verloor. Ek gaan na die Here toe om my opinies te verloor. My standpunt te verloor. Ek moet minder word sodat hy meer kan word. Ek moet sterf sodat Christus in my kan opstaan. Ek moet sterf sodat hy in my kan leef. En ek dink soms wanneer ons na die Here toe gaan, veral in die oggendure of met hierdie goed en worstel dan, soos Here, maar ek is fine, maar jy moet hierdie goed uitsorg. En my ervaring is wanneer ek na die Here toe gaan in die oggend, soos Job, en praat oor Esau, dan vat hy my na hom toe, en hy wys my hoe groot my God is, in plaas van hoe groot my probleem is. En dan kry ek perspektief, en dan loop ek weg met soveel vrede, geestelik, van dit wat God nou net in my lewe gedoen het. En dis baie keer in daai tye wat die Here vir my wys, maar daar nie, dis fine. Dit is so. Esau is op pad, maar my gees in jou is groter as hy dit in die wêreld is. En doen hierdie. Maak môre so, of staan so op, of doen die, of vertrou my net. Ek het al gehoor jy sê net vertrou net, en ek sal my gees in jou wakker maak. En dan kry jy daai rustigheid. So, wat ons voordeel is, jy gaan verloor. Jy gaan verloor, en jy kan dalk krippel loop vir die res van jou lewe. Jy kan dalk nou seer gemaak voel, omdat die Here jou sonde aanspreek, en sê, ek kan nie, jy wil ek met hierdie gesondheidsding aanspreek, en dit vir jou uitsorg, maar jy kan nie hierdie ding bly doen nie. Of jy wil ek met jou verhouding uitsorg, maar jy kan nie, en kom ons noem pornografie, jy kan nie, maar niemand weet daarvan nie. It doesn't matter, daar's 'n geestelike ding aan die gang, daar's 'n geestelike wêreld aan die gang, and it's having an effect on your relationships, of jy nou glo of nie. So, wanneer jy na God toe gaan, wees dood eerlik, maar wees ook eerlik met jouself. En laat God toe om meer van hom in jou te sit, en dan kyk jy hoe doen hy bonatuurlike goed in jou lewe. Ek dink ook baie keer net die gebed om te vra, Heilige Gees, openbaar my blind spots. Jy weet, want ek dink nou, ons almal het blind spots, toe jy nou die storie van pornografie opbring, dis een voorbeeld van baie, van dinge wat mense vang, en hulle besef nie. Want hulle redenasie is, maar ek kan mos enige tyd op wat ek wil. Jy weet, hierdie is nie rarig vir my 'n struikelblok nie, want dit, jy weet, niemand weet daarvan nie, dit is my ding waarmee ek struikel en goed. Nie met die besef, dat hierdie goed, en of dit nou dit is, en of dit nou iets anders is, enige addiction, enige, jy weet, ketting wat vas is aan jou, wat oorvloei, en dit doen tas jou verhouding aan. Dit doen tas jou finansies aan, dit doen tas jou geestelik. Dit is bad vir jou gees, dit is bad vir jou siel. En partykeer is dit nodig om te vra, Heilige Gees, openbaar aan my. Jy weet, die blind spots wat ek het rondom die. Matteus 5 vers 8, the pure of heart shall see God. En dan sê die woord, God kyk nie na die mens soos mens kyk, maar hy kyk na die hart van die mens. As ons daar sit voor die Here met die regte gesindheid, regte motief, regte hart, dan gaan die Here na ons toe kom, soos hy na Dawid toe gekom, en die Here sê, Dawid is 'n man na in my hart. En Dawid se gebed was, Vader, ondersoek my. Ondersoek my hart, my niere, ondersoek my, hy noem somme liggaamsgedeeltes wat ons nie geweet het, daar enige iets verkeerd kan ontstaan in die hart, my niere, my jare terug, my lewer. Kyk in my lewer, is daar nie iets nog daar te vind nie, maar hy sê, ondersoek elke gedeelte van wie ek is, en openbaar aan my wat daar is wat u nie please nie. Want ek wil dit regkry. En dis interessant, want dis in die tye wat ons na God toe gaan in worsteling, wat hierdie goed geopenbaar word. Jy weet, dit is waar Job bietjie perspektief gekry het, en ek hou van daai woord perspektief, en dis waaroor dit gaan, is partykeer kyk ons vas in die slegte nuus in. Maar nou pastor, voordat ek hierdie gedagte aanmaak, hoe eindig die storie van Esau wat op pad is? Want ek dink, ons kan baie fokus op wat doen jy
daai rustelose aande. Ja. Maar wat is die conclusion van hierdie storie? Daar's 'n belofte, weer eens in ons dispensasie, dat alles sal ten goeie meewerk. Romeine 8. Alles sal ten goeie meewerk. Vir hulle wat die Here liefhet Yes. en volgens sy weë geroep is. Nou Yes. volgens sy weë geroep is natuurlik die wat die Here se weë in hulle lewe soek. Here, Ja, u gedagtes, u drome, u mindset, change my, more of Christ, the mind of Christ. So, alles sal ten goeie meewerk. En selfs Esau sal ten goeie meewerk. Wil ek vandag vir iemand sê, iemand moet dit hoor. Hy sê vir my, Dani, maar ek ervaar Esau. Dis nie net iets wat ek hoor nie. In Genesis 33 en sê, ek sien hom nou. Ja, Ek het nou nie meer net van hom gehoor nie, ek sien hom. hy is hier. Hy is op pad, hy is hier. Dis real. En dit is so, daai goed is real en bitter min mense weet waarmee jy struggle. Bitter min mense weet wat jou wakker hou in die aand. Ek vat myself, ek dink nie my vrou is altyd bewus van die hoeveelheid kere ek in die aand opstaan. En baie keer sal sy my vra, hou ek myself baie hoogheilig en sê nie, ek het die Here se aangesig gaan soek. Klink dit so mooi, jy weet, ek het my wekker gestel om die Here se aangesig te soek, maar daar was 'n Esau, Ja, wat ek nie vir wil van vertel nie. Maar die woord maak 'n belofte, alles sal ten goeie meewerk. En ek staan in hierdie dispensasie, staan ek op daai belofte en ek remind die Here konstant daarvan. Here, dit maak nie saak of dit 'n jaar vat nie. Dit maak nie saak of dit 5 jaar, 10 jaar vat nie. Ek gee nie om deur wat se dal van doodskade u my vat of toelaat om te gaan in hierdie tyd nie. Ondersoek my, verander my, laat hierdie net ten goeie meewerk. Ja, Vir my en vir die koninkryk. ja, Dit is my hart. ja, En dan in Esau se storie, 33, dan kom Esau, Jakob sien hom, is in sy gesig, en dan begin hy op hom afhardloop. Imagine, as 400 man, hierdie ou verwag die ergste, hierdie gaan sleg uit. en hier storm hy op Ek gaan hom. my huis verloor, Ja. my kar verloor, gaan alles verloor en dan gaan ek op 'n hoopie sit. Miskien verloor jou huis, miskien verloor jou kar, maar jy gaan nie op 'n hoopie sit nie, jy gaan nie niks werd wees nie, want God se gees leef in jou. Ja, Jy het die Heilige Gees ontvang. Niemand wat in die Heilige Gees van God ontvang het, is nie 'n kind van God nie. Ja. Die Here wat goed is, ons wat sleg is, weet om goeie goed vir ons kinders te doen. Hoeveel te meer hy wat goed is. Ja. Hy sal jou nie los nie, hy sal jou nie verlaat nie. Hy sal by jou wees tot op die einde. Dit sal ten goeie meewerk. En dan kom Esau by Jakob en dan omhels hy hom. En hy soen hom in sy nek en die twee boeties huil saam. En dan sê hy bietjie ver en sê Jakob vir Esau, dan sê hy vir hom, Esau, om jou gesig te sien is soos om God se gesig te sien. Jy was net vir my goed. Ja, dit was nie wat hy intussen by Dis glad nie wat hy verwag het nie, ja. Wie van ons wat die nuus van Esau ontvang, sy eerste gedagte is, nee, hierdie gaan ten goeie meewerk. Dit gaan 'n drukkie wees en 'n soen op die wang. Dis nie wat ons dink nie. En ek weet, ons wat hier sit, weet nie waardeur elke persoon gaan nie. Ek weet nie, en ek weet nie wie na hierna luister vandag. Maar ek kan jou waarborg, maak nie saak hoe groot jou Esau is nie. My God is groter. Ja, En sy belofte staan. ja, Sy belofte staan daarop. Dis die tyd waarin ons leef. Staan op dit. Staan op die belofte van die Heilige Gees. en dit sal vir jou goed wees. Sal. Ek dink dit is die woorde wat jy Sondag gebruik het, is dit sal vir jou goed wees. Ek het dit genoem in een van ons gesprekke, maar partykeer kyk jy in Esau vas voordat hy daar kom as 'n berg. Ja. Jy weet, en dan kom hy, dan is hy daar. Ja. En dan 'n paar dae later as jy terugkyk, dan sien jy dit was eintlik maar 'n heuweltjie gewees. En ek dink partykeer die skade weer van 'n ding lyk, jy weet, the shadow that it casts lyk groter as wat dit actually is. En dit hang af hoe naby jy aan die lig is. En nader jy aan die lig is, hoe kleiner raak die skade weer. Hoe kleiner raak die berg, jy weet, wat jy gaan face. En weer eens, nie om weg te vat van dit wat enige iemand face nie. Hierdie is nie, by no means sê ons dat die dinge waardeur mens gaan trivial is en klein is nie. Nee, inteendeel. Jy weet, daar was 'n risk gewees vir Jakob. Ja. Jy weet, Esau en Jakob se geskiedenis was nie goed gewees nie. Jy weet, daar was al die rede om te dink dat Esau hom sou doodmaak. Maar tog, jy weet, is die belofte van God vir ons soveel meer as vir Jakob gewees.
alles sal ten goeie meewerk vir En ons. dis die perspektief daarvan. Mm, Pastor, ons lewe as mens, met menslike behoeftes, met menslike kennis, ja, van dit wat ons ervaar en deurgaan, ja, met 'n limit van wat ons weet in die toekoms gaan gebeur, ja, nê? So dit wat ons nou beleef is baie keer die einde. Dis die einde van ons, en die nuus van Esau kan jou verwoes. Maar die boodskap wat uitgaan, en as jy 'n gelowige is, die boodskap wat bly uitgaan, is dat as gelowiges is daar 'n hoop, en die hoop is in Christus. ja, As gelowiges kan ons nie bly lê nie, ons Ja. moet opstaan. ja, As gelowiges moet ons bly vorentoe loop. Al hierdie goed in die storie van Jakob en Esau. Jakob het opgestaan, hy ja, het begin Esau tegemoet loop. That comes with faith and courage. En die boodskap wat uitgaan vanoggend is, soos jy sê, nie vir 'n oomblik te sê dat ons weet waar dit gaan en dag dis sommer net niks nie, is om te sê nee. In die tyd wat ons leef, het jy 'n gift of faith nodig. En daarom moet jy dit na die Here toe vat. ja, Daarom moet jy staan op die woord van God, staan op sy beloftes, en dit maak nie saak wat jy al tot nou toe verloor het nie. ja, Maak nie saak hoe ernstig jy al Esau beleef en sien en hy in jou gesig is en jy moet hom te deel kry elke dag nie. Die hoop is dat God dit kan ten goeie laat meewerk. ja, Depressie is 'n reël ding. Depressie is reël. Die Here het my kom red op 'n motorfiets met 'n vuurwapen in my mond. Hy het my kom red, want ek is op die punt gewees waar ek het na 3 maande besluit nou het ek genoeg courage, is nou die einde. Maar ek kan vandag herken, dis omdat ek vir daai 3 maande en dalk 'n paar jaar voor het, daai 3 uur, 2 uur, 1 uur die oggend gesprekke nie na God toe gevat het. So omdat ek nooit geweet het ek kan met God gaan praat en eerlik wees hoe ek voel nie. Ek het altyd gedink ek moet so half 'n religious face opsit, jy weet, en my religious gebed sê en baie keer hoë woorde gebruik, want God verstaan net King James. Ek het hierdie gedagtes gehad en hoe ek moet staan en hoe ek moet sê, en tot ek op weet ek het dit nie na die Here toe gevat, en ek was nie eerlik, en ek het nie hom as 'n vader en as 'n vriend genader nie. Ek het hom as 'n God wat ver is en my nie hoor nie genader. En dan die laaste ding is, ek het nie geweet daar's 'n belofte van die Heilige Gees nie. Ek het nie geweet dat die krag nie van buite af gaan kom nie, maar van binne af gaan kom. Ek het dit nie besef nie. Nou change it my life. ja, It changed my life. Dit maak nie die nuus van Esau makliker vir my vlees om te dra nie, maar dit maak dit makliker vir my gees om te dra. ja, As ek dit op daai na dit kyk van daai oogpunt af, kan ek net getuig dat die Here vir ons deurgekom het. Ek en my vrou het in ons 18 jaar wat ons nou die Here dien, 3 keer alles verloor. Wat ons oor moes begin. En ek onthou, het ek die laaste keer vir die Here gesê, hierdie is nie lekker. Ek hou nie hiervan nie. En ek het weke lank nie geslaap nie, want ek het 'n familie, ek het kinders, maar hier waar ek sit vandag, kan ek weer sê, dat God het in 'n kort tydjie alles ten goeie laat meewerk. ja, Hy is getrou en hy sal vir jou deurkom. ja. Hy sal. Toe ek op skool was, dalk net om te eindig met 'n gedeelte van my getuienis. Toe ek op skool was, in die hoërskool, toe het ek ook nie die Here gedien. Ek was 'n Christen gewees, jy weet, in terme van, as die sensus kom, het ek gemerk, ek is 'n Christen. Het is, een van daai dinge. Was iemand het wil weet. Ja, ek weet dit. Sorry dan. Nee, dit is reg. Maar ek het nie die Here gedien nie. Ja. Jy weet, ek was nie faithful gewees in die woord nie. Ek het nie tyd in gebed spandeer nie. Ek het nie, jy weet, ek het kerk toe gegaan omdat my ouers kerk toe gegaan het en ek nie 'n keuse gehad het nie. Ja. Maar ek was ook op 'n punt gewees wat ek gedink het aan om my lewe te beëindig is nie die moeite werd nie. Ek was so na gat van depressie. En ek kan sê dat vandat ek uit die hoërskool uit is die druk op my, langs storie kort, ek het my hart vir die Here gegee in matriek, rarig die Here begin dien, en ek moet sê, vandat ek skool verlaat het, is die druk van die lewe net soveel meer. Ja. Maar, nog nie een keer, nog nie een keer het ek daai gedagtes gehad. Yes. Nog nie een keer het ek teruggegaan na dit toe nie, want as ek dit na die Here toe vat, dan weet ek, en ek kan dit sê, elke gat waarin ek was, as ek dit so kan sê, het
my sterker gemaak, het my geloof sterker gemaak, my verhouding met God het verdiep, en ek is beter af as wat ek was voor dit. Pastor, hoe belangrike rol speel vriende, kerk, in daai journey? Ja. Want daar's mense wat hierna luister wat die Here lief het, die Heilige Gees binne hulle het, dalk selfs gedoop is met die Heilige Gees, Ja, maar wat nie noodwendig mense om hulle het yes, op hierdie journey nie. yes. Ek dink dit kom terug na, jy weet, as jy gaan bid en jy vra vir die Heilige Gees om jou blind spots vir jou uit te wys. Ja, Partykeer sien jou vriende jou blind spots raak, waar jy nie doen nie. ja, En dis hoekom dit belangrik is. Dis hoekom dit belangrik is dit vat dalk net iemand van buite af. ja, Wat vir jou sê, hoorie, ek hoor jou, en ek weet dit is 'n rowwe storie, maar kyk wat het die Here gedoen vandag vir jou. Ja. Kyk wat het hy gedoen. Want partykeer sien ons nie altyd alles raak wat Ja. hy doen nie. Ons sien nie al die getuienisse raak selfs in ons eie lewe nie. En partykeer vat dit daai community, Yes. die kerk, die church, die liggaam om te kom. Paulus skryf en hy sê, wanneer een liggaam of wanneer een lid swaar kry, dan kry ons almal swaar. ja, En dit is wat lekker is van church. Is hoorie jou amper sê ek jou issues, maar jou Jesus. issues, ja. Dit waardeur jy gaan, daai seer, jy hoef dit nie alleen te dra. Die kerk is daar om dit saam met jou te dra. Ja, En dan maak dit ook die las so ligter. So dit is baie belangrik. Baie belangrik. ek onthou dat nou Cheryl, en Cheryl, as jy net luister, lief vir jou, bless jou daar so in Europa, mag die Here jou kragtig gebruik, maar toe Cheryl nog in die begin van haar walk was, is 'n full-blown atheïs, en lang storie kort te maak, ry ons die dag Pretoria toe en ons ontmoet gou daar 'n vriend van my wat sy nog nooit voorheen ontmoet het nie. Ons ry Pretoria toe en op hierdie journey vra sy my 'n klomp vrae en ek antwoord daar elke keer uit die woord uit, elke keer uit die Bybel uit en so antwoorde op antwoorde uit die skrif uit. En toe ons in Pretoria kom, vra sy nog 'n vraag en voor ek haar antwoord, sê die Heilige Gees vir my, sê vir haar dat na vandag sal sy nooit voor my kan staan en ontken dat sy die waarheid geweet het en ek sê dit vir haar en dan kom 'n goddelike vrees oor haar. Ek kon dit in haar oë sien en sy sê vir my, bly stil, ek wil niks meer uit jou mond uit hoor nie, ek wil nie, obviously, want nou is dit soos maybe, wat van as, en terwyl sy vir my sê, bly stil, jy praat nie meer met my oor die Here nie, ek wil niks hoor nie, lei my voor, soos in daar, en ek antwoord, en dis die vriend wat ons sy die oggend ontmoet het, haar nog nooit gesien het nie, en hy vra vir my, is Cheryl nou by jou? En ek soos, ja, hoekom? Hy soos, die Here het nou net vir my gesê, ek moet iets vir haar sê. Sure. En ek gee die foon vir hoe is daai church? Ja. Soms wil jy nie nou dit hoor nie, en jy wil dit baie keer selfs nie eens van die Here hoor nie, alhoewel jy met alle eerlikheid na die Here toe gaan en sê, wys vir my, maar jy het reeds hierdie skerms opgebou, en dit kan nie dit wees nie, en dan kom die Here deur iemand random in church, familie, vriende, wat jy jouself mee omring, Psalm 1, moenie omring met die goddelose en met die spotters nie, jy omring jou met die regte mense, church, en dan kom iemand en sê vir jou, hey, het jy al die jang gedink, of weet werk bietjie, of wat die, en dan skielik kom die stem van die Here net na jou toe, en jy soos, die Here praat met my. Ja, so ek dink hierdie is 'n goeie punt om op te eindig, om te sê, as jy nie in 'n church is nie, as jy nie in 'n local church is nie, as jy nie in 'n local kerk is nie, of jy sien nie die waarde daarvan. Ja. Jy weet, jy is daar, maar jy is nie betrokke nie. Jy is daar, maar jy is daar vir die woord, en dan gaan jy huis toe na die tyd, en daar's nie verhouding nie, daar jy gaan nog steeds deur moeilike tye gaan. Ja. Jy weet, of jy nou in 'n kerk is, en of jy nie in 'n kerk is nie, jy gaan deur hierdie moeilike tye gaan. Jy sou gaan op pad wees, jy gaan rustelose aande hê. My enigste pleit aan jou is, of kom ek sê dit so, die kerk maak dit net makliker. Dis die verskil. Dit is die verskil. Dit help jou dra. Dit help jou dra. Die kerk help jou dra. Dit maak dit makliker, dit maak die las ligter. En wil jy nie in 'n plek wees waar daai las net 'n bietjie ligter kan wees? Al is dit 1 of 2 of 3 aande daar in 'n week. Jy weet, dit is soveel valuable
Yes. En my pleit aan jou is oorweeg dit. Oorweeg dit om betrokke te raak by 'n plaaslike gemeente. Yes. Dit is so belangrik. Dit is so belangrik. Pastor, enigiemand wat hierna luister, besef dat daar's 'n geestelike dimensie. Daar's 'n geestelike dimensie. En daai geestelike dimensie word aangeraak deur goed wat vir ons in die woord voorgeskryf is, wat 2 of meer in my naam vergader, en saamstem oor 'n saak, so sal dit wees. Ja. Dis belangrik. Ja. Die Here sê, die woord sê, moenie die onderlinge gemeenskap by inkomste misloop nie, of kom nie, want dis daar waar goed gebeur. Die Here wil hê, ons moet saamkom, en jy moet, dan wat hierna luister, dit oorweeg, en dan, miskien is dit, omdat jy's in daai fellowship, 2 of 3 saamstem, iets geestelik gebeur, wat ons nie kan verduidelik nie, maar daar gebeur iets geestelik, wat jou toekoms beïnvloed, en verander. Ja, so van ons kant af, regtig mag hierdie podcast episode julle gebless het, dit is ons gebed, dat dit julle net dalk 'n bietjie moed gee. Jy weet, miskien sit jy met iets wat jou wakker hou in die aand, en jy weet nie wat om te doen nie, jy weet nie wat om daarmee te maak nie. En hopelik gebruik die Here hierdie podcast, dis my gebed, hopelik gebruik die Here hierdie podcast, om jou nader aan hom te bring. Yes. Want jou antwoord lê nie by ons nie, verseker nie. Jou antwoord lê by hom. En ons wil jou net voorstel. Ons wil jou net voorstel aan hom en sê, dit is waar jou rus is. Dit is waar jou vrede is. Dit is waar die deurbraak is. Vat dit na hom toe, en die belofte van die woord, en ek eindig daar, pastor, as jy nog ietsie wil sê, as jy welkom, maar die belofte van die woord is, God gaan hierdie gebruik vir jou, hy gaan dit gebruik, ten goeie vir jou. Dit is die belofte waaraan jy kan vashou. Amen. Dankie. Voordat ek eindig, deel hierdie podcast met jou vriende en jou familie, laat dit hulle ook so kan sien, en dan hoop ek julle het 'n fantastiese dag verder, as jy dit in die aand luister, hoop ek jy gaan slaap lekker vanaand, wanneer ook al, en dan gesels ons weer volgende week lekker saam. Dankie pastor, bye.